Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by die laaste video van hierdie kwartaal. Vandag gaan ek 2 temas saam doen. Ons gaan die emosie-spiritualiteit doen, of die hartspiritualiteit, en die natuurspiritualiteit, wat so een vooruit is, en die rede daarvoor is, omdat die skoolvakansie volgende week by ons is. So ons begin, en ons doen die 2 temas vandag saam. Ons gaan die 2 tekste lees, julle sien ook so in julle groeigroep gids. So kom ons begin, en ons begin by die Samuel teks, 2 Samuel 12, vers 13 tot 20, waar ons bietjie van Dawid lees. Kom ons lees dit saam. Toe sê Dawid vir Nathan: Ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom: Die Here het jou sonde vergewe, en jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyand van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Nathan het huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verontmoedig deur die aanhoudend te vas, om tereg te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer oorreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7de dag het die kind gesterwe, en Dawid se amptenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê: En nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê die kind is dood? Hy sal ons onbesonde dinge aanvang. Dawid het agtergekom dat die amptenare onder mekaar fluister en het afgelei dat die kind dood is. Is die kind dood, het hy gevra. Hy's dood, het hulle geantwoord. Toe het Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en het hy kos gevra. Hulle het hom ete voorgesit en hy het geëet. Dan die volgende teks uit Romeine 1 vers 20. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Hierdie 2 tekste sien ons die eerste een oor die emosie en die tweede een oor die natuur. Die emosie-spiritualiteit kan bietjie soos 'n rollercoaster wees. En emosies doen dit, want ons emosies is baie gekoppel aan die omstandighede. Dit waar ons nou is, waar ons nou beleef. En natuurlik verander dit. Ons kan baie vinnig binne in omstandighede emosioneel baie naby aan God voel. Maar sodra ons uit daardie omstandighede is, gaan die emosie ook verander. Ons kan emosioneel voel, ons is nou naby aan God, want die omstandighede help ons om dit te voel. In die hoog voel ons naby aan God, in die laag voel ons ver van God. Ek is dan so 'n bietjie siek, en die hele Pienaarhuis is so 'n bietjie siek, en jy voel emosioneel laag, en dan voel jy maklik, maar nou voel ek ver van God af. En as jy gesond en dit goed gaan met jou, voel jy naby aan God. Ons kan nie altyd vir ons verhouding met God net staat maak op die emosies nie. Want dan gaan dit baie keer sleg gaan. Maar ons moet uit die tye wat dit emosioneel goed gaan, ons verhouding met God versterk. En uit daardie versterkte verhouding op ander maniere, ander spiritualiteite, ons verhouding met God bou. Dit is baie keer met die natuur ook so. Maar natuur en die emosionele goed is aan mekaar gekoppel. Ek is in omstandighede, in die natuur, en in daai omstandighede beleef ek vir God. Maar nou sit ek aan my kantoor, en ek beleef niks van die natuur nie. Nou sit ek in my kar, en in die kar beleef ek niks van die natuur nie. Maar in daardie oomblikke wat jy in die natuur is, wat jy daardie emosie beleef van God is groot, kyk net hoe hy alles geskape, is jy naby aan God. En daardie gevoel moet jou help om na die ander spiritualiteite toe te gaan en so jou verhouding met hom te bou.
Ons het nou klaargemaak met al die spiritualiteite oor hoe ons vir God beleef. Ek sê weer, soos ons hoeveel keer gesê het, dat elkeen van ons het 'n primêre een. Maar hierdie goed moet ons ook nie van mekaar skei en dink jy kan net die een doen en jy gaan groei nie. Almal moet saam wees. So ook hierdie twee, van die emosie wat ons beleef in verskillende oomblikke, en die natuur wat ons ook 'n emosie laat beleef. Die belangrik is van hierdie spiritualiteitstipes, is dat ek en jy elke dag aan ons verhouding met God moet bou. Want hierdie verhouding van ons is so nodig om in 'n besige wêreld aan te hou groei in 'n verhouding met God. Mag jy God beleef op elkeen van hierdie verskillende maniere. Mag jou verhouding met hom groei, dat jy hom meer en meer elke dag om jou beleef.